In Johannes 21 lees ons die verhaal van Jesus wat vir die 3de keer aan die disippels verskyn na sy opstanding. Petrus wou vis vang en die ander saam met hom in die skei in die water in. Maar 'n hele nag lank vang hulle niks vis nie. Die oggend, toe die dag breek, toe sien hulle, maar daar staan 'n man op die wal. En hy vra vir hulle, my kinders, is julle honger? Maar hulle herken hom nie. Hy sê, gooi julle nette aan die regterkant. En onmiddellik toe hulle nette aan die regterkant gooi, toe is hulle nette vol visse. So baie, dat hulle dit nie kon lig nie. En Johannes herken vir Jesus. Johannes, wat met sy kop op Jesus se bors gerus het. Hy herken vir Jesus. Hoekom? Omdat hy sy hartklop hoor? Omdat hy intimiteit met God het? En Jesus herken? En baie keer in ons situasies herken ons nie die hand van Jesus wat uitreik nie, omdat ons nie met ons koppe teen sy bors rus nie, omdat ons nie tyd maak vir intimiteit tye met hom nie, sodat ons sy stem kan leer ken en gehoorsaam. En dan mis ons uit. Dis nie dat God nie praat nie, dis nie dat hy nie sy hand uitreik nie, maar omdat ons sy stem nie ken nie, en om ons die tyd maak vir hom nie, kan ons hom nie herken en sy hand vat nie. Onmiddellik toe Petrus besef, maar dit is Jesus, die impulsiewe Petrus, die een wat met die kruisiging die offisier se oor afgekap het, wat vinnig doen, later dink, hy spring uit die water en gaan na Jesus toe. Die gewillige een. En toe hulle op die water kom, by die wal kom, en hulle die visse tel, toe is het 153 visse. Maar Jesus het toe reeds klaar 'n vuur gemaak, en hy het klaar vissetjie gewaak, en brood gebak. Hy het klaar voorsien. Baie keer is ons oog so op die 153 visse in ons lewe, dat ons nie raak sien die vuur en die visie en die brood wat Jesus reeds vir ons gemaak het nie. Die klein dingetjies, hoe God sorg elke dag. En hy het vir hulle die brood gebreek en hy het vir hulle die vis gebreek en hy het vir hulle gegee om te eet. En toe hulle klaar geëet het, toe vra Jesus 3 maal vir Petrus, Petrus, is jy lief vir my? En die eerste keer antwoord Jesus, hy sê, laat my lammers wei. En dan sê hy, pas my skape op. En die 3de keer sê Petrus, Jesus, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Hy sê, laat my skape wei. Want van Petrus het Jesus gesê, op hierdie rots sal ek my kerk bou. So Petrus het 'n geweldige belangrike rol gespeel in die bou van die kerk, die eerste kerk. En Jesus moes seker maak dat Petrus se hart reg is. Petrus, die een toe Jesus sê, vertel van die pad wat hy moet stap, sê, maar Jesus, ek sal jou nooit verlaat nie. Die een wat 3 keer Jesus verloon. Die impulsiewe Petrus. En daarom vra Jesus vir hom hierdie vraag, hy sê Petrus, my volk, my skape, nodige leier. Maar dit is belangrik dat jy my sal lief het, sodat jy my skape sal oppas. In 1 Johannes lees ons dat
Hoe weet ons dat die Gees van God binne in ons bly? Hy sê, dat ons broeders sal lief hê. Die belangrikheid in die kerk, dat ons sal uitreik na die mense, God se skape, in gehoorsaamheid. Want nadat Jesus vir hom dit gevra het, sê hy ook, Petrus, dit is hoe jy gaan sterwe. Hy berei hom voor en sê, Petrus, jy gaan 'n martelaarsdood sterwe. Maar het jy my lief genoeg, dat ten spyte van dit, jy my skape sal lei. En onmiddellik die impulsiewe Petrus sien vir Johannes en hy vra vir Jesus, maar wat dan van hom? Hoekom sê jy niks van hom? En Jesus berisp vir Petrus, hy sê, Petrus, wat gaan dit jou aan? Wat gaan dit jou aan, die plan wat ek vir Johannes het? Hy sê, volg jy my. Ons kyk na ander Christene, ons kyk na die wêreld en sê, maar hoekom is hulle geseën finansiëel? Hulle doen alles wat verkeerd is. Hoekom is daai mense so gelukkig in verhoudinge? Hoekom lyk dit of in hulle hele lewe daar so voorspoedigheid is? En ons oë is gerig op mense rondom hom. Dan sê Jesus, nee, moenie kyk na hoe ander mense is nie. Volg jy my. As dit met jou swaar gaan, volg jy my. Die pad wat God vir ons uitgelê het, is unieke paaie. Johannes se pad was nie dieselfde as Petrus se nie. En my pad is nie dieselfde as joune nie. Om by 'n plek te kom van rus, om te sê, Jesus, U weet die beste. Ek wil die wil doen, soos wat U die wil van die Vader gedoen het. Is dit my begeerte om U wil te doen. Maak my oë oop, sodat ek U sal herken. In my finansies, in my verhoudinge, in my lewe. En dat ek nie die begeerte sal hê van hoe dit is in ander se lewe nie, maar dat ek aanvaar die wil, die plan, die pad van God. En nie in die pad sal staan van dit wat hy deur my wil doen nie. Wat gaan dit jou aan hoe ander is? Wat gaan dit jou aan hoe God ander seën? Volg jy hom in die naam van Jesus. Kom ons bid saam. Jesus, my begeerte is dat ek sal wandel in die pad wat U vir my uitgelê het. Alles dit onkundig, ek weet nie hoe my pad is nie, maar ek weet dat U daar is. En dit maak nie saak hoe ander is en hoe met ander werk nie. My begeerte is dat ek in die wil van God sal wandel, in U skape sal laat wy, in Jesus se naam. Amen.